Heartbeat FM en hy is ingeskakel by Hieshart. Dis Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdag tussen 9 en 10. En saam met my in die ateljee het ek niemand anders as Jessica nie. Jessica, baie welkom by Heartbeat FM. Goeiemôre, welkom. Ek is bly om vanmôre hier te kan wees. Ek is bly om hier te kan wees en ek is opgewonde om vanmôre hier te kan wees. Halleluja. Nou ja, Vader, ons dankie vir hierdie tyd wat ons saam spandeer, ek en Jessica, met ons luisteraars en ons kykers vanmôre, Vader. En dit is ons gebed dat hierdie program harte sal aanraak, dat hierdie program met harte sal spreek en dat hierdie program bevryding sal bring in ons gemeenskappe, onder ons mense, dat mense sal aangeraak word deur die krag van die Heilige Gees. Nie Jessica se stem vanmôre nie, maar die stem van die Heilige Gees wat spreek deur haar vanmôre, soos wat sy spreek, soos wat sy vir u mense vertel van u goedheid en van u guns in Jesus naam. En almal sê Amen. Wel Jessica, ek het een van die mense wat in my selkerk is, het vir my vertel van jou en van jou kragtige getuienis. Sy het my 'n boodskap gestuur nadat sy met jou gepraat het daar by die kwekery waar jy werk. Waar werk jy? Ek werk by Cape Gardens Shorts. Dus sê hallo vir die mense. En ek wil net goeiemôre sê aan al my kollegas by Cape Gardens Shorts, spesiaal my baas Nicola Dewala en dan sy die restaurant. Ek is baie lief vir julle en ek glo en ek vertrou die Here dat julle almal sit en luister vandag na my. Ek is baie lief vir julle met 'n mooi geseënde dag. Die Here is goed. Nou daar Cape Gardens, wat doen julle daar? Plante en Ons werk met plante en ons verkoop plante, maar ons doen alle werke. ja. Ek gooi my maar oral in. Ek sê vir my baas, ek like van net 'n bietjie die ekstra myl gaan. Amen. Want jy weet, ons moet altyd net die ekstra myl gaan. Yes. Jy weet, want as die mense wat daarna kyk, die Here kyk daarna. Amen. En hy Ja. wil altyd hê ons moet 'n ekstra myl moet ons gaan, jy weet. Ek sê, dis nie net 'n werksplekkie. Ja. Daai plek het my hele lewe verander. Wow. Jy weet, ek was verval in stres en depressie, jy weet, en die Here is so goed vir my. Sure. Ek sit vir 2 jaar by my huis en dit gaan moeilik en ek gaan deur 'n moeilike tyd. En jy weet, terwyl ek by my huis sit, sê ek, Here, dat u moet vir my 'n uitweg maak. En jy weet, en ek sê vir die Here, 2025 sê ek vir die Here, ek vat 2025, vat ek. En ek vat dit, ek kom vat wat die duiwel van my kom vat dit. En ek sê vir die Here dat ek glo en ek vertrou dat die Here gaan vir my 'n weg maak. En jy weet, en ons was 50 mense wat daar na die company toe stap. Ek het maar gehoor van die werk. Ja. En ek stap ook maar en ek sê, ek gaan ook maar gaan probeer. En terwyl ek stap, sê ek vir die Here gaan u vooruit en ek agterna. Wow. En jy weet, maar die ander mense wat voor my stap, alles net onder die indruk, ek soek die werk van, ek wil dit doen en ek wil dit doen. En jy weet, terwyl ek stap, praat ek met die Here en ek sê vir die Here, dankie vir 'n deur wat u al reeds vir my oopgemaak het. Ja. Jy weet, en ons het die onderhoude gedoen. Van die 50 mense was ek die laaste gewees. Maar ek was ook die eerste wat gebel gewees het. Sure. So wonderlik is die Here en my baas sê vir my wie die laaste is eerste. Yes. En ek vat haar woord en ek sê dankie vir 'n deur wat die Here al reeds vir my oopgemaak het en ek stap af weg. En jy weet, die hele week gaan verby en ek word nie gebel en die duiwel val my weer aan. En hy sê vir my, nee man, jy gaan nie die werk kry nie. En ek sê, vyand, ek weier om dit te glo. Yes. Ek sê, ek weet dat die Here het my beloof en die Here gaan nie my beskaam laat staan nie. Yes. En jy weet, Saterdagoggend maak ek my kamer deur toe en ek is in my kamer en ek vat die Here aan en ek sê, ek kom vanmôre, ek kom herinner u net aan u belofte. En jy weet, en ek vat die Here aan en ek huil voor die Here. Jy weet, terwyl ek klaar is, toe lei my foon en dit is eintlik Nicola, my baas, wat my bel. Sy sê, Jessica, ek wil net vir jou sê vanoggend dat jy die pos gekry. Ja. En maandagoggend moet jy net by Groeneweide Park se stop wees, ons sal vir jou daar optel. Jy weet, en ek raak mal na die huis en ek spring. En ek besef toe net, wanneer jy op jou laaste, is op die laaste minuut, dan kom die Here vir jou deur. Sure. En jy weet, is baie mense wat jy wil sien, wat jy moet op jou laaste wees. Maar wanneer God sien jy is op jou laaste, dan kom die Here vir jou deur en hy lig jou op. Hy is soos 'n arend, hy kom en hy vat jou en hy lig jou op. En mense wil nie dit sien nie. Maar ek sê vir myself, joh, maar die Here is goed. So pragtige getuienis. Nou ja, ons is
ons praat oor jou storie vir sy glorie en na het ons sommer die eerste brokkie gekry van jou werksgetuienis, dis wonderlik. Ek wil hê jy met ons luisteraars bietjie terugvat, hoe jy groot geraak het, waar jy was en ons net so invat tot op die punt van die stories wat ek nou gehoor het, wat jy my vertel het van jou lewe. Vat ons so deur, ons het nie verskriklik baie tyd hier, so ek wil jou kans gee dat jy dit lekker kan vertel vir ons. Om mee te begin, ek kan nie eindelijk vir u sê waar ek eindelijk regtig groot geworden het, want my ma en my pa is toe uit mekaar uit en dans my ma hier, dans my ma in George, dans sy in Mosselbaai en sy is maar bietjie op en af met ons, jy weet, want dinge tussen hulle is deur mekaar en ons is mos maar nou ook kindertjies, ons moet ook maar oral gaan waar sy gaan. Jy weet, en dan as sy hier in George en dan kom my pa net, dan kom hulle weer vir haar, weer terug George toe. En jy weet, ons het so groot geword, ek het maar zwaar groot geword, ek het ook maar gesweer van die lewe, ek het 'n moeilike tyd gehad in my lewe. Jy weet, en ek het altyd vir die Here gesê, Here, ek wil nie so lewe nie, en ek sê, Here, verander my lewe. En jy weet, ek het maar so zwaar opgegroei, skool toe gegaan, en as ek terugkom, want my ma my altyd geslaan, want sy is altyd dronk geweest. Dan sy my geslaan met die blou oë en goed, en ek het maar so aangegaan, skool toe. Ek sal nooit vergeet die kaptein se werk nou nog by Pakkersdorp polisiestasie, sy het sulke groen oë. Sy het my altyd gehelp en sy help altyd. En jy weet, en ek het die Here vertrou en ek het vir die Here gesê, Here, help my, ek wil hier uitkom. En jy weet, daar was tye dat my ma vir my net so gelos het om na haar kinders te kyk. En ek moes maar vroeg daai ma eienskap vat om na die broers te kyk. En ek het hulle groot gemaak. Hulle is vandag groot. Hulle werk vandag, werk die een en die ander een is maar daar by die huis, jy weet. Baie dinge het met my gebeur. Maar ek sê die Here moes dus op my pad bring om vir my te bring waar ek vandag is. Jy weet, ek het kom bly hier in die kant van Suiwerfontein. Het kom bly. En die mense het altyd so kom kerk gou en so. En ek het maar altyd kerk toe gegaan. En as ek in die huis van die Here gekom het, dan het ek altyd iets gebars van trane. Ek was altyd in die jeug, ek is baie lief vir sing, ek sal lief van sing. En jy weet, wanneer ek seer is en wanneer ek stikkend is, dan kan ek altyd sing. En om te sing, dan bring het my gemoed weer by, jy weet, ek is baie lief vir sing. Ek dink my leiers luister ook nou, pastoor Skeepers, Johan Skeepers en Suster Esther. Ek weet julle luister nou, maar dis my leiers en ek het altyd voorgesing in die huis van die Here. Ek weet, ek is baie lief vir sing. En die Here moes vir my waarsku deur 'n droom, jy weet. En as gevolg van my omstandighede, het ek ook toe begin dinge doen soos in rook, drink, mense seermaak, verkeerde dinge begin doen. Want ek het gevoel niemand gee vir my om en niemand worry nie. En jy weet, hoe moet jy as kind voel? Jy het 'n moeilike lewe, jy het 'n swaar lewe, maar jou ouers lewe. Jou ouers is veronderstel om na jou om te sien. Hulle is veronderstel om vir jou te beskerm. En dat baie dinge moet my gebeur. Maar ek kan nie na hulle toe gaan nie, ek kan nie na my ma toe gaan nie, want ons het nie ma figuur nie. Ek word geskel en geslaan en ek moet my altyd so loop. Ek kan nie na mami toe gaan nie. En ek kan nie gaan sê, mami, dit is my probleem of dit is my probleem. En jy weet, ek het maar so aangegaan. Maar ek weet die Here het my nooit alleen gelos nie. En daar kom 'n tyd in my lewe, 2014, toe praat die Here met 'n droom, hy kom met 'n droom en hy gee vir my 'n droom. Die 25ste November moet ek by die afskeidparty wees by die werk. En dit is 12 uur, jy weet. Daai oomblik word ek so bang en ek besef dat die 25ste Desember 12 uur is mos Kersfees. Ja. En ek besef iets is besig om met my te gebeur. Of iets gaan definitief met my gebeur. En ek is oor die pad na die groot ouma toe, ouma Katie, en ek gaan en ek vra ouma, kan ouma asseblief vir my verduidelik waaroor gaan hierdie droom? En sy sê vir my kind, 'n datumdroom is nie so goeie droom nie. En ek word al hoe banger en ek begin vrees en ek besef dat ek wil nie sterf sonder die Here nie. Sure. En ek word al hoe banger, ek het nog nooit in my lewe so bang geword, jy weet, daai tyd word ek so bang en ek besef net, ek kan nie sterf sonder die Here nie. En ek besef, nou moet jy spring dat jy in die huis van die Here kom.
Want as jy in die huis van die Here gaan wees, gaan daar vir jou genade wees. Maar as jy buite gaan wees, gaan daar definitief vir jou genade wees. En jy weet, terwyl ek in die huis van die Here kom, ek begin voel net snaaks. Ek verstaan nie die gevoel nie, ek ken nie die gevoel nie. En ek begin skree en ek gaan aan en ek verstaan nie. Daai oomblik gee ek my hart vir die Here, jy weet. En ek stap uit en ek voel weer reg. En jy weet, ek sê vir myself, ek rook toe nog, daai tyd rook ek. En ek sê vir myself, ek wil nie meer rook nie. Ja, elke oggend bid ek bid. En ek besef toe, jy gaan die rookding vat, dis hy wat na jou toe kom. En ek besef toe, nee man, ek gaan my hande weghou, en ek gaan bid, ek sal moet bid. Jy weet, toe ek nou 'n week sonder rook is, toe besef ek eintlik dat ek kan sonder rook. En ek sê vir die Here, dankie dat U my bevry het van dit. Sure. En jy weet, ek het so aangegaan. Next week kom hy en hy sê vir my, Jessica, jy moes dood gewees het. Ek vra vir die Here, hoe so? Hy sê vir my, hy wys vir my die vrou wat my dood sou gesteek het voor die kerk, sê ek. Sure. En ek sê, dankie Here dat U dit vir my gaan openbaar. Ek sê, baie kere moet ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. En ons moet ook, as kinders van die Here, moet ons ook kan onderskei tussen die stem van God en die stem van Lucifer. En ek sê vir myself, Here, dankie dat U my kom waarsku het en dankie dat U my gered het. En jy weet, dinge het begin makliker word. Ek het gesukkel om my ouers te vergewe, want ek het die verlede teen hulle gehou, die haat, want dit wat met my gebeur het, ek glo, as gevolg van hulle, het dit met my so gegaan. Ek het swaar gekry as gevolg van hulle. Maar jy weet, toe ek by die Here uitkom, toe kan ek vrede maak, en ek kan leer om te vergewe, en om te vergeet, en ek kan leer om te aanvaar, en om te laat gaan. En jy weet, ek sê, hoe gouer jy vergewe, hoe gouer kan jy aanbeweeg. Jy weet, en ek sê vir die Here, dankie dat ek kon vrede maak met my ouers. En ek het maar so aangegaan, jy weet, en ek is waar ek vandag is. Maar ek moet ook deur baie goed gegaan het. Ek sê die Here het my nie onnodig deur al hierdie goed gevat, jy weet. Die Here het 'n doel met my lewe gehad. Daar was 'n tyd wat ek probeer het selfmoord pleeg. Ek gaan na die bos toe en ek probeer om myself op te hang, want ek sê vir die Here, ek is moeg. Ek kan nie meer die lewe van swaar kry en moeilik nie. Ander kinders almal het gehet en aangetrek, en ek en my broers het nooit gehet nie. Maar die Here moes my daardeur vat. En vandag is ek 'n beter mens. Jy weet, vandag kan ek se lewe verskil in baie mense se lewe maak. Jy weet, ek het my ouma begrawe, my oupa, my ma se broer, my ma, ek het al my familie omtrent begrawe, ek so. En die Here het van my 'n beter mens kom maak. Die Here moes my uit daai familie uitvat om vir my excellent te kan gebruik. En ek besef toe, ek is die kop en ek is nie die stert nie, jy weet. En die vyand kom toe in 2019. Jy weet, my ma het baie gedrink en ek het altyd gepraat, mami, moenie so drinkie asseblief. Sy sê vir my, ma, jy gaan nie vir my sê nie. Dan sê ek, okay mami, maar ek vra net vir mami op met drink. En jy weet, daar babietjie is klein, hy is 'n epileptiese leier, en jy weet, sy het nooit opgehou met drinkie. En die donderdag aand kry ek 'n droom dat my buurvrou se huis brand, en sy kan actually net daar toe om haar sak te gryp met haar dokumente. En my ek het nooit geweet, dit was vir my gewees nie. Jy weet, Vrydag aand het verby gegaan. Saterdag aand, dit was nog geen 6:00. Toe brand ons huis. Terwyl my broertjie besig is om siek te raak, hy wil nou die epileptiese aanval kry, en my ma smoor dronk. Ek het die kind in my sy en ek gaan om. Ek wil nou vir haar gaan sê, maar kyk hoe dronk is mami. Ek wil hê mami moet na hospitaal toe gaan, want mami, die dogter moet sien hoe dronk mami is, want ek praat en niks help nie. En sy het vir my altyd geskil, ja, jy's mos bekeer. Sy het altyd uit my bekeringskap uitgelê, en weet jy, ek het begin vir die Here sê, Here, ek is moeg. Ek is moeg. En die Here sê vir my,
ek gaan jou las vir jou ligter maak, maar jy moet onthou dit gaan seer wees. En ek het gevra, Here, maar is daar nie 'n ander manier nie? Hy sê vir my, ek gaan jou las vir jou ligter maak, maar dit gaan seer wees. En ek het vrede gemaak, ek het vir die Here gesê, ek verstaan. En jy weet, terwyl ek omkom, sien ek dat my ma brand al reeds en sy gaan aan en sy brand. Jy weet, ek was so deur mekaar dat ek weet nou nog, was daar emmer met water in die huis of wat nie. Ja, maar my ma het gebrand. Jy weet, en ek is uit met die seun. Jy weet, wat besef ek eintlik vandag is dat die duiwel het gedink, as dit nou ook voor my gaan gebeur, gaan hy my ook op die grond kry. Maar nie eens dit het my op die grond gekry nie. Ek het net sterker geword en ek het net geleer hoe om aan te gaan, hoe om deur te druk. Ten spyte van jou omstandighede, maar jy nog steeds kan opstaan en jy moet kan deurdruk. Ek dink ek was 'n jongling en ek moes al hierdie goede moet ek aanskou in die lewe. Al die swaar kry, ek moes buite slaap met my broers, al hierdie goed. Maar ten spyte van alles het ek op die Here vertrou, jy weet. En die Here het vir my dinge baie duideliker kom maak. Toe ek by die Here uitkom, toe kan ek lig sien, jy weet. En ek kan verstaan wat is reg en verkeerd. En die Here sê vir my dat ek vat jou nie onnodig deur hierdie goed. Ek gaan nie vir jou 'n kruis gee wat jy nie kan dra nie. En jy weet, vandag as ek aan 'n kant uit en ek is 'n sterker mens vandag. Vandag kan ek gaan en ek kan gaan praat met mense. Ek kan vir mense gaan bemoedig. Ek kan vir mense sê dat in tye van jou storm moet jy nog steeds kan deurdruk. Jy weet, en ek besef net om by die Here te wees as 'n jongeling. Dit is iets goed om by die Here te wees, jy weet. Die Here gaan nie vir jou 'n kruis gee wat jy nie kan dra nie. Ek besef net, jy weet, die 2de, die 3de Augustus, 4de Augustus, vertrou ek in my leiers dat my broer, die Here, die siek van hom af sal wegvat, die epileptiese siekte. En jy weet, ons staan vandag in 2026 en my broer het nog nooit weer siek geraak. Sure. Van 2019 af. Ja. Daai mannetjie het vir my begin en sê, ek gaan nie meer pille drinkie, want die pille laat my slaap by die skool. En ek is so ge-worry. Ek dink, jene, maar dis waarom die kind kan siek raak. En ek besef toe, iets wat jy in God se hande gegee het, kan jy nie weer gaan en dit gaan terugvat. Jy moet dit los daar. Amen. En ek besef toe dat die Here het my broer volkome genees. Hier sit ek vandag. Verslaaf aan stres en depressie. Ek kon nie so na my pille klaarkom. Ek was soos 'n mal mens, ek het myself nie verstaan nie. Maar ek moes op die Here vertrou. Ek moes die Here vra. En ek sê vir die Here, Here, ek is nie so gebore nie. Ek sê ek is gesond. En jy weet, en die Here het my kom genees. Sure. Ek wil vandag vir baie jong mense sê, moenie jou omstandighede gebruik in die lewe as 'n verskoning. Ten spyte van die omstandighede, ten spyte van alles, kan jy opstaan. En jy weet, ek wil eintlik vandag gepraat het oor vergifnis. Want baie van ons ouers, ons kan nie vrede maak met ons kinders nie. En ons as kinders kan nie vrede maak met ons ouers nie. Jy moet leer om jou ouers te kan vergewe. Jy moet leer om hulle vry te kan spreek. Jy weet, ek meen toe ek nou my ouers vergewe en toe ek vrede kan maak met hulle. Toe kom die Here vir my deur en die Here bring vir my lig en hy wys eintlik vir my, waartoe is jy op pad? En ek kan begin duideliker sien waartoe ek op pad. En jy weet, seëninge, blessings kom van alle kante af en ek kan nie verstaan nie. Maar ek moes ook leer om te kom vergewe. En ek moes leer om vry te kan wees. Want kyk, as jy vir God vergifnis vra, God gaan dit vir jou gee, maar jy moet jouself ook eers kan vergewe, voor jy ander mense kan vergewe. En ek moes my ouers ek vergewe, ek moes hulle vryspreek, jy weet, sodat God vir my ook deure kan oopmaak. Sure. En ek sê vir myself dat die Here het vir my net die beste instoor. Yes. Maar as jy 'n jongeling is, lyk dinge soms vir jou so donker en moeilik en dit voel vir jou dat niks werk uit nie. Yes. Jy voel so swak want niemand sien jou raak en niemand gee vir jou om nie. Maar jy moet weet dat die Here is daar en die Here gee vir jou om. Jy weet, die Here het my nog nooit alleen gelos. Ja. Hy het my nog nooit alleen gelaat nie. Ja, elke keer wanneer ek dink ek is op die laaste, dan kom die Here vir my deur. Jy weet,
ek kan my getuie vir u vertel, as dit oukei is met u. Ek het so paar jaar terug, 2-3 jaar terug, sit ek by die huis en ek het ook niks inkomste en ek werk nie. Dit gaan moeilik in my huis. My broer bly in die kant van Kleintana, ek het mos vir u vertel, en hy werk toe nou daar, en ek voel maar nou, ek gaat maar nou, die 22 Desember gee die Here vir my 'n droom, dat is R900 in my rekening, en u weet ek is geworry, ek is bekommerd, wat gaan ons eet? U weet, 23 Desember kom ek in, en ek kom by Checkers, terwyl ek by Checkers kom, wys het op die system die client, want sy 350 het gestop, daar is nie meer geld nie. En u weet, en ek stap daar uit, met trane in my oë, maar terwyl ek by die deur kom, vat die Here my net so op my skouer, en hy sê vir my, Jessica, word rustig, en ek verstaan nie die gevoel nie, maar die stem, ek herken die stem, en ek vra vir myself, wat is dit, wat gaan aan? En u weet, en ek stap, en ek soek na my busticket in my sak, en ek kom op my bankkaart af, en ek stap na die bank, ek gaan om 'n bankstaat te gaan trek, ek weet tot vandag toe nie vir wat en vir wie nie, maar die Here werk altyd verkeerd om, reg om. En u weet, terwyl ek daar kom, as ek weg van 'n bankstaat af, en ek check vir balans, u weet, en terwyl ek daar kom, toe sê 5.900 iets rand in my rekening, wat ek nie weet wiesin of waarvan dit kom nie. Ek vra Here, hoekom? Wie se geld is dit? Hoekom nou? Hy sê, Jessica, jy het dit nie daai tyd so nodig het, soos nou nie. So ons moet ook soms verstaan, die Here gaan toelaat, laat jy swaar trek, laat dit met jou swaar gaan, want hy weet, hy het vir jou net die beste in store. Jy weet, is vandag vir my goed om hier te kan wees. Die Here, ek het altyd gesê, die Here moet iemand op my pad stuur, en ek sê, Here, ek wens ek kan gaan op 'n vrouekonferensie, waar ek kan praat, en vir mense vertel, waar die Here kom, en wat die Here vir my gedoen het. En ek kan steeds so glo nie, die Here stuur 'n kliënt op my pad, van nowhere. Ek ken haar, sy ken my nie. Jo, en die Here stuur haar op my pad. 'n Kliënt stuur die Here op my pad, daar by Cape Gardens. Jo, en ek sê vir myself, Here, hier lê goud hier so by Cape Gardens. Want kyk, wat stuur die Here op my pad? Jo, en ek en sy het net begin gesels en bemoedig. En sy sê toe vir my, sy is ook maar nie 'n gesonderige mens en so nie. Ek sê vir haar, weet mevrou, as mevrou nou hier uitstaat by hierdie hek en by hierdie deur, ek sê, u is gesond en u is genees. Amen. Volgende dag toe sy terugkom, toe kan ek nie glo nie. Toe lyk sy beter en sy lyk goed. En sy kom gee actually vir my die goeie nuus. En ek raak mal, Ek sê vir hulle, vra vir my, wat gaan aan? Ek sê vir hulle, ek is 'n miljonair, sê ek vir hulle. En hulle vra, wat is dit? Ek sê, die Here het my hart se begeerte, die Here gehoor. Die Here het vir my deur gekom. Jy weet, ons as mense buite, soms lyk dinge vir jou donker, en dinge lyk moeilik. Maar jy moet weet, daar is 'n God wat lewe, jy weet. As jy nog nie weet, God lewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, hy lewe. God lewe vandag, en hy wag net vir jou. Hy wag vir jou vandag. Jy weet, ek besef, jy kan vandag hoeveel goud en silwer het, jy kan hoeveel geld besit. Maar as jy nie God het, is jy eintlik niks. Jessica, soos jy nou praat, dink ek nou aan hierdie kindertjies wat so op die strate is, wat so by die robotte staan, wat... Ek kom daar vandaan, ek was daar gewees. Ons het hier by Game gestaan, en dit is hoe ek vir meneer Pieter ken, en hy kan nie nou meer vir my onthou nie. Pieter Jafta. Ja, hy kan nie vir my onthou nie. En ek sê nou vir hom, ek is 32 en ek herken u nog altyd. Ons het daar gestaan, ons het daai kant gebly in Goeieplakkerskamp, agter Groenewydepark, ons het daar gebly. En ons het altyd gekom deur die dag, gaan ons die skool toe nie, dan hardop ons weg, en dan kom ons Game toe. Jy weet, Game het mos nog daar gesit. Dan werk ons by Game en ons pak sakkies lamoene en goed. En dan hulle altyd gekom en hy het by Kickstop gewerk. Dan kom hulle Kickstop vir ons en hulle vat ons daar na hulle sentrum toe. Daar was hulle vir ons en hulle trek vir ons aan en ons eet en ons speel en ons doen programme. En dan kom bring hulle weer vir ons weg. Volgende dag kom tel hulle weer vir ons op. En ons het ons eintlik dit geniet. En dis wat ek nou vir hom sê, maar hy sê vir my, Jessie, maar dit was baie jare terug. Ek sê, maar ek herken u nog altyd.
Ja. Ja, meneer, ek was daar gewees. Maar ek sê die Here het 'n doel gehad met my lewe. Jo, ek kan nie glo nie. Ek sê vandag, sê ek vir myself, ten spyte van alles wat op my pad gekom het, het die Here nog steeds 'n doel gehad met my lewe. En ek het besef dat ek kan nie sonder die Here. Maar ek wil jou nou vra, want weet, miskien verstaan ons luisteraars en ons kykers nie altyd. Dit is maklik om te praat van wat iemand deurgaan, maar om dit te leef is 'n ander ding. Ja. En ek het 'n jong ouetjie wat ek geken het van kleins af, wat ook nou so deur hierdie ding gegaan het. Jy weet, abuse in die huis, drankmisbruik, sexual abuse, jy weet, al daai tipe van dinge. En hy het nou heeltemal in dwelms verval. En dit het net al hoe erger en erger gegaan. En van die ouens wat ek nou ken wat deur daai selfde patroon gegaan het, is vandag dood. Hulle leef nie meer nie. Wat sou jy sê het die verskil in jou lewe gemaak? Hoe het jy dan uit daai lewe uitgekom waar jy nou vandag sit? Wat het gebeur? Wat het verander? Om eerlik te wees met u is dat ek het net meer begin glo. Ja. Jy weet, ek het vir die Here gevra terwyl ek in 'n moeilike situasie was, het ek gevra, Here, gee vir my 'n werk, gee vir my 'n huis, waar ek dan my broers kan vat en dat ek agter hulle kan kyk en ook agter myself. So jy het met die Here gepraat? Ja. Jy het met die Here in my gepraat? omstandighede het ek met die Here gepraat. Amazing. En jy weet dat die Here stuur iemand van ver af verby almal om vir my te kom sê dat Jessica, hier's 'n vorm, jy moet hom invul, daar is 'n werk. Jy weet, ek het 2 jaar het ek by wat is die plek se naam nou weer, bo? Ek by die polisie, by die hofse kant. By die toerismekamp. Ek het 2 jaar het ek by George Toerisme gewerk, ja. Ek het 2 jaar daar gewerk. En ek kry toe daai werk, 'n 2 jaar kontrak. Jy weet, daar's hooggeleerde mense en alles, maar hulle het nie gekwalifieer nie. En ons wat die minste was, ek was die laagste. En ek het toe gekwalifieer, maar ek verstaan ook nog steeds toe nie. Maar ek besef toe eintlik dat die Here het 'n doel met my lewe. En ek het toe daai werk gekry en ek het vir my 'n plekkie opgesit en uiteindelik het dinge begin beter gaan. Maar ek het meer met die Here in kontak gekom, ek het meer na die diens toe gegaan, ek het altyd gevra vir voorbidding, ek het altyd gevra dat Julle moet vir my bid dat ek bly by die Here, ek wil by die Here bly, want toe begin ek besef ek dat is eintlik lekker by die Here. En hoe meer jy by die Here is, hoe meer kom goeie dinge op jou pad. En jy kan ook vrede maak en die seer wat jy dra, jy kan dit afsit. Jy weet, en ek het altyd voorbidding gevra en ek het gesê dat ek wil nie so lewe nie. Jy weet, ek het ook gerook, ek het pille gerook, die wat hulle sê die chemist. Ek het dit begin rook, ek het dagga gerook, ek het gedrink, al die snaakse dinge gedoen. Maar ek besef toe, as jy so gaan lewe, gaan jy definitief jou lewe verloor. Ja. En dit is nie wat God van jou verwag het. Dit is nie wat God wil hê nie. Maar jou boeties is klein en jy moet kyk agter hulle. En jy weet, en ek besef toe, maar ek sal my moet oplig, ek sal my kop moet oplig en ek sal by die Here moet uitkom. En jy weet, toe ek by die Here uitkom, toe kom maar 'n groot verskil in my lewe, waar ek toe meer dinge duideliker kan sien. Ja. En daar kom meer mense op my pad wat vir my omgee, wat vir my help. Jy weet, en ek besef toe, dit is so moeilik nie. As jy by die Here is en as jy by die Here uitkom, dinge is net vir jou goed. Die Here doen net vir jou mooi dinge. En dit wat jy actually verloor het, die Here verdubbel het en hy gee vir jou dubbel terug. Sure. En jy weet, en toe het ek ook begin sien dat die jong mense sterf. Jong mense sterf sonder die Here en ek het altyd gehuil en ek het gesê, Here, ek wil nie sterf sonder die Here nie. Ek wil nie sterf sonder dat ek U in my lewe het nie. Sure. En ek het altyd gesing en ek het vir myself gesê, ek wil altyd in die huis van die Here wees. Ja. Jy weet, maar die Here het vir my mooi dinge gedoen en ek het actually besef om in die wêreld te wees is iets goed nie. Nee. Jy verloor jou lewe op verskillende maniere en om te sterf sonder die Here, ek wil nie sterf sonder die Here nie. Dis 'n inspirasie vir mense wat vandag in daai situasie sit en daar is mense wat hulle sit in daai moeilike situasie, hulle het in daai huishouding groot geraak waar pa en ma hulle geslaan het, hulle is verkrag, hulle is seer gemaak, hulle is deur daai verskriklike pyn, dan begin hulle met verslawing, maar hulle draai nie hulle gesig na die kruis nie. Jy weet, ek het, daar was so 'n paar ouetjies op die straat, ek dink dit was so 4 of 5 van hulle,
En ek gaan stop met my kar al langs hulle en ek dink dat ek nou net probeer uitvind wat hier aan die gang is. En ek praat met die mannetjies en ek sê vir hulle, kyk manne, julle is nou klein, jy loop die kaalvloete, jy het nie skoene nie, jy weet, mense vloek jou, hulle spoeg jou in die gesig. Sê, dit kan nie maklik wees nie, dit kan nie lekker wees nie. Hoe kan ek jou help om uit hierdie situasie uit te kom? Om jou R5 te gee, gaan jy nie uit dit uitkry nie. Om jou R10 te gee, gaan dit nie uitkry nie. Ek sê, hoe kan ek jou help? En hulle sê vir my, okay, hulle het nie kos nie. Ek sê, okay, so kom ons maak 'n deal. Ons kan elke middag, kan ek vir jou kos organise by 'n plek, as 'n saaltjie of 'n plek, jy kan daar kom sit, julle kan daar kom sit, julle kan daar kom sit en eet, julle kan daar kom sit en leer, en dan kan julle die kosprobleem uitsorteer, daar's kietstop waar julle kan gaan sit en julle kan gaan leer daar, so ons kan vir julle help, maar op die regte manier. En jy weet nee, Jessica, jy sal my nie glo nie, die eerste middag wat ek kom daar, en ek het nou die dinge nou beplan, en ek is nou reg, en ek wag nou vir die mannetjies om op te daag. Hulle kom nie. Hulle kom, hulle het die opgedaag. Nee, en dit het my hart so seer gemaak, want ek dink nou by myself, dis 'n kind wat nog nie regtig verstand het nie. Hy's nie verantwoordelik nie, so ek kan nie kwaad raak oor hy nie kom nie, maar ek moet probeer verstaan, wat is dit wat hom nie wil laat kom nie, verstaan jy? En dit was net vir my, jy weet, jy steek jy hand uit soms en jy sien maar, ja, ek dink daar's 'n patroon wat volg. Jy weet, in die huishouding, die ooms, die tannies, die oupas, die oumas, daar's hierdie patroon wat hulle leef. En hulle sukkel om dit te breek, en so, dis soos jy gesê het, presies wat jy gesê het, wanneer jy die Heilige Gees ontdek, in die woord van God, en die Here begin in jou hart te praat, dan sit jy 'n pastoor of 'n dominee, wat van buite af vir jou sê, hey, jy moet dit, hey, dit praat van jou eie hart af. En ek dink dit is waar die geheim is, dis om my lewende ontmoeting te hê met die Here, en dit, wat vir my uitgestaan het ook van jou getuienis, is dat jy die hele tyd met die Here gepraat, selfs toe jy klein was, deur hierdie dinge, jy het aan mekaar met hom gepraat, en dis wat ek altyd vir die ouens ook sê, dan ontmoet ek 'n ou, hy is so verslaaf van dwelms nie, hy kan nie die dwelms los vir 'n dag nie, dan gaan hy amper dood van onttrekkings. Hy het sy hele familie verloor, hy het sy vriende verloor, hy het alles verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het niks meer oor nie. En dan kyk hy na my, en hy was in 8 rehabs, en ek staan voor hierdie ou, en ek het geen antwoord vir hom, ek kan nie vir hom sê, hoor die ou, hier's die antwoord in die hand, ek gee dit vir jou nie, al wat ek vir hom kan sê, is roep uit na God. Daar's 'n lewende God. Hy het hemel en aarde geskape. En roep uit na hom. Enige laaste woorde vir die volgende 5 minute, enige laaste woorde van ons luisteraars en ons kykers. Jou lewe is 'n inspirasie vir ons. Hier's luisteraars wat ook sê hierso, hulle huil, hulle is aangeraak deur jou storie. En ek glo die Here gaan hierdie getuienis op sosiale media en op Heartbeat FM magtig gebruik om vir mense te sê, man, daar is hoop. Ek wil net vir u sê vandag is dat, maak jy vandag saak hoe jy omstandighede lyk. Dit maak jy vandag saak hoe jy omstandighede in die huis is. Jy moet nie moed opgee nie, jy moet deurdruk, ten spyte van alles. Maar die geheim is dat, roep uit na die Here. Jy weet, in jou stilte tyd, jy moet leer om stil te word. Wanneer die aanvalle begin kom, jy moet net leer om stil te word. Gaan na jou binnekamer of gaan net een kant toe en praat met die Here. Er was 'n tyd in my lewe waar dit so moeilik gegaan het, waar ek nie meer kan praat nie, maar dan het ek net gehuil. En net my lippe het beweeg, maar ek het besef dat die Here verstaan. En ek het besef dat die Here is naby my. Jy weet, ek besef wanneer ons deur moeilike tye gaan, is die Here baie na aan jou. Hy is so na aan jou, jy kan hom voel, hy is na aan jou. Jy moet glo en jy moet leer dat die Here is 'n werklikheid. Die Here bestaan, jy weet. Want telke male in tye van nood, in tye van moeilike tye, het die Here vir my deurgekom. Jy weet, en die Here het my geplaas tot waar ek vandag is. Vandag is ek 'n ma van 3 kinders. Ek is 'n sussie vandag van hoeveel boeties. Ek sien om na my boeties, na my neefies. Ek sien daagliks om na my gemeenskap. Ek gee. En ek kan nie mense wegwys, jy weet. Al kom maar wie voor my deur, jy kan wie is, jy kan wat 'n gebruiker is. Dit is nie my reg om vir jou weg te wys. Dit is nie my plig om vir jou weg te wys. Ek kan nie vir jou judge. Ek moet net doen wat God van my verwag. Jy weet, daar kom baie jong mense by my huis en dan kom soek hulle altyd iets om te eet. En hulle is so lief vir my, hulle respek my so. Hulle sê vir my, Jenne en Jessica,
U gebruik nooit slegte woorde vir ons. U spreek ons nooit aan om te sê dat jy is op drugs, jy moet jou lewe in orde kry en jy moet dit en dit. Ek sê dit kom nie my toe nie. Ek verstaan baie kinders en mense wat verval is in die drugs. Dit is actually die mense met seer. Hy soek 'n manier om ontslae te raak van die pyn. Hy wil net soos baie mense drink. En dan verstaan jy nie hoekom hierdie persoon so drink nie. Maar hy of sy drink as gevolg van pyn. Hy sukkel om ontslae te raak van die pyn. Want baie sê actually vir my, ek wil net dronk is, want ek wil net vergeet van die ding. Maar dan sê ek, as jy môreoggend wakker skrik, as die ding net weer, jou uitroeping moet wees na die Here. Jy moet roep na die Here en die Here sal vir jou deurkom. Sure. Die Here kan jou hele lewe kan die Here verander. Jy weet, mense skrik actually vandag as hulle vir my sien, want mense kan nie verstaan waar ek was en waar ek nou is. Maar die Here het 'n groot verskil kom maak in my lewe. Ons moet leer om die Here te kan herken in alle tye. En wanneer jy in 'n moeilike tyd is, hou op mense vertrou. Hou op na Sunny en Piet hulle toe te gaan met jou persoonlike probleme. Kyk, jy hoef nie 'n prys te betaal, jy hoef niks te betaal, man. Gaan in jou kamer en maak jou deur toe om praat met die Here. Hy luister en hy verstaan. Jy weet, ek sal hier vandag, ek is net werk toe en dan sit ek nou by die huis en so. En ek besef, wat jy ook eintlik moet besef, is jy moet jou afsny soms van jou familie af, jy weet. Want familie is soms die mense wie staan met die mes agter jou rug. Hulle wil jou eintlik sien jy moet val. Maar jy moet nog steeds leer om lief te wees vir hulle. Jy moet nog steeds leer om te kan vergewe. En jy moet doen wat God van jou verwag. Sure. Jy weet, ek besef actually vandag die Here het vir my nie onnodig deur hierdie swaar tye laat kom nie. Hy het my alle jare deur die swaar tyd gevat om vir my te bring actually tot waar ek vandag is. Was dit nie vir die Here nie, sou ek weg gewees het, ek moes al dood gewees het. Ja. En ek het op die skool het my bene net begin lam raak, my onderpaard te raak lam. Jy weet, en ek besef net weer, ek sou verlam gewees het. Ja. Was dit nie vir die Here nie. Wow. So ek moes by die Here uitkom, want die Here het eintlik 'n afspraak gehad met my. En die Here het uit 'n beter plek gehad vir my. So as gemeenskap daar buite, veral in Suiwerfontein aan. My hart gaan vanoggend uit na 'n groot auntie aan Sarah Baai. Sy het gister haar man verloor. Shame. Baie groot oom aan en 'n gevoel en dat weet die Here is daar in tye van seer, in tye van moeilike tye. En in tye van jou omstandighede en ten spyte van jou omstandighede, weet dat die Here is daar vanmôre. Die Here wil hê jy moet uitroep. Jong dogter, jong seun, die Here soek vandag na jou. Hy roep vandag na jou. Jy weet die lied, daar's 'n lied wat sê tot hier toe het die Here my gedra. Wow. Toe berge van omstandighede my wil onderval, toe die Here my gedra. Jy weet, ek besef baie kere moet ons ook altyd verstaan dat dit wat jy deurgaan, dit is nie ongesien nie, dat die Here het 'n doel met jou lewe, hy het 'n afspraak met jou lewe. Jy moet net vanoggend glo en vertrou dat die Here kan 'n verskil maak in jou lewe. Die Here is 'n werklikheid. Jy moet net glo en vertrou, jy weet. Ek is so lief vir die Here, jy weet. By my werk dan raak ek net stil en ek werk een kant. En maar my kollegas verstaan en my baas verstaan. Ek sê altyd vir hulle, dit is my stilte tyd. As ek my stilte tyd kry, dan is dit actually my tyd waar ek tyd spandeer saam met God. Jy moet leer om op God te vertrou. Ek sê en as jy planne maak, jy weet daar buite, waar ons nou nog besig is om planne te maak. Hier's 'n naweek wat voor lê, 'n onbekende naweek. Ons is ge-worry, ons is bekommerd oor ons jong mense, jy weet. Want ons jong mense sterf uit, hulle sterf sonder die Here. Sit vandag jou vertroue in die Here. Sit vandag jou planne in die raamwerk van God, jy weet. Dan gaan jy aan die kant uitkom. Ek weet soms lyk dit donker deur die tunnel, maar as jy eers deur is en jy kom aan die kant uit, dan kan jy die lig sien. En jy kan ook sê, Here, maar die Here het my gedra. Jy weet, ek besef vanoggend dat die Here het my tot hier toe het die Here my gedra. Ten spyte van alles. En ek het nooit opgehou met glo aan die Here nie. Jy weet, ons moet net glo. Soos jy glo, so sal dit wees. Dit wat jy vir God vra, dit sal God vir jou gee. En hy sal dit verdubbel vir jou gee.
U weet, ons moet leer om op die Here te vertrou ten spyte van alles. Die Here het vir ons gesterf op die kruis van Golgotha. Maar ons is vandag hier en ons moet vrede maak met die verlede. Ons moet mekaar kan vergewe. Familie daar buite, as julle nou nog nie mekaar kan vergewe nie, as julle nou nog nie kan reg lewe met mekaar. Die tyd is kort, die tyd is min, u weet, die uurgelaas is besig om leeg te loop. Daar is nie meer tyd om lelik te wees met mekaar. Daar is nie meer tyd om mekaar te haat en te stry en te beklei nie. Al wat ons nou hoef te doen is, ons moet nou begin nader lewe na mekaar toe. En u weet, baie keer, ek skep so moed aan die versie wat sê, terwyl die mense praat, moet jy net die bidwerk doen, sodat God die seënwerk kan doen. U weet, ons moet leer om altyd te bid vir mense, ten spyte van alles. Saans as ek gaan lê, ek bid vir my hele gemeenskap, ek bid vir almal. Sure. Hospitale, gevangenisse, ek bid vir almal. Ons moet ten spyte van alles, moet ons bid vir ons hele land, moet ons bid. En ons moet leer om op die Here te vertrou. U weet, die Here het 'n groot verskil in Jessica se lewe gemaak. Ek is so excited vandag, want ek kan nie glo nie, die Here is goed. Hy is baie goed. Halleluja. Wel, dis amazing. Jy's ingeskakel by Heartbeat FM 103.9, 107.4 op die Hizard program. My gas vanmôre, Jessica Baartman, wat haar hartie uitgestort het vir ons luisteraars en vir ons kykers en regtig waar net vir ons insig gegee het in 'n lewe wat miskien begin het in duisternis, maar nou baie helder skyn, dat almal die lewe kan sien. Jessica, ons is so dankbaar dat jy ingekom het en ek kan sien hierdie was vir jou ook 'n emosionele oomblik. Ek kan sien dis nie altyd maklik om oor hierdie dinge te praat nie. Jou maat voor jou doodgebrand, jou broer met die epilepsiese aanvalle en die kindertjies wat jy moes grootmaak en die swaar kry, die armoede, die dinge waardeur jy is, maar tog deur dit alles sien ek so God se hand en ek kan so hoor vanmôre selfs hier oor die liggolwe kan ek die salwing van die Heilige Gees ervaar en hoor en ek is seker hulle wat dit kyk kan dit sien ook. Ons kan ervaar hoe die Here besig is om met mense te praat en vir mense vanmôre te sê, man, daar is hoop, daar is genade, daar is 'n kans vir jou. En ons wil hier van die ateljee af vanmôre vir jou uitdaag en sê, weet jy wat, ons ken nie jou situasie nie en ons wil dit ook nie minimiseer en maak asof dit nie so erg is en so nie, maar as mense wat luister, as mense wat kyk, jy het 'n harde situasie en ons ken nie jou situasie nie, maar wat ons ken is God. Ons wil nie na jou situasie vanmôre kyk en sê, o, dis 'n groot situasie nie, nee, ons wil kyk na God en ons wil sê dis 'n groot God. So ons wil ons situasie vandag vertel van ons groot God. En dit is wat Jessica hier kom doen het op Heartbeat FM, maar sy het die situasie wat sy gehad het was haaglik, dis walglik, dit is meer ergernis as wat mense deurgaan, depressie, neergedruktheid, verslawing, al daai tipe van dinge, maar tog het sy na 'n situasie gekyk en sy het daai situasie vertel van haar groot God en daai situasie het begin verander en vandag skyn sy die lig van Jesus Christus. En is amazing, baie dankie dat jy ingekom het. Ons is aan die einde van die program, maar ons sal verseker weer gesels en ons sal kontak hou. En ja, wie weet, miskien daai vroue konferensie. Hy is op pad. Miskien daai vroue konferensie is mense kyk en luister en hulle wil Jessica dalk kontak en sê, "Hoor, kom deel jou getuienis dan kom in kontak met ons met die radiostasie of op ons profiles, Richard of Hizard profile. En dan vat ons dit van daar af, maar baie dankie en ons wil net bid, Vader, ons dankie vir hierdie woorde wat Jessica vanmôre gespreek het, Here, ek dankie vir u krag, ek dankie vir die heerlikheid en ek weet, Vader, dat u woorde sal nie na u ledig terugkeer nie, die woord wat sy vanmôre gespreek het, dit is u woord, en ek loof en ek prys u daarvoor en ek dankie, Here, dat sy dit sal, Vader, van glorie tot glorie ervaar, soos wat u haar vat en soos wat u haar van heerlikheid tot heerlikheid vat, Here. Ek dank u, Vader, dat u haar seën en dat u haar as 'n magtige wapen gebruik in die koninkryk, dat haar getuienis, Vader, wyd en suid sal gaan, dat mense dit sal hoor, Here, dat mense sal geïnspireer en aangeraak wees en sal hoop vind in haar hopelose storie soms, Vader, maar sal sien dat u hand is nie te kort om te help waar die duisternis inkom nie, want waar die duisternis probeer inkom, skyn die lig al hoe helderder. Ons dank en ons loof en ons prys u daarvoor. Ons seën ook elke luisteraar, elke kyker, elke persoon wat geluister het na hierdie getuienis vanmôre. Ons dank u, Here,
dat U hulle vat van glorie tot glorie in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie Jessica. Dankie.